Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou my ouma grootjie praat ek baie oor, want sy was 'n baie wyse ou tannie. En sy het nie boeke kennis gehad nie, en sy het ook nie grade gehad nie, maar altyd 'n slim woord en 'n wyse woord. En sy het iets gesê wat my hele lewe lank nog bybly. Sy het gesê, my kind, as jy jouself sou gemaak het, sou jy nooit klaar gekry het nie. Toe was dit net 'n sê ding gewees in ons familie, maar vandag is dit 'n lewenswaarheid wat ek met my saamdra. En gisteraand sit ek en doen die laaste edit aan my nuwe boek, Alles is Vrees. Ek doen die laaste oorsig en die laaste kyk en die laaste net gou weers. En as jy al so iets geskryf het, 'n boek of 'n artikel of 'n boodskap, dan weet jy, skryf is nie net woorde nie. Dis iets van jouself wat jy neersit. Om jou gedagtes en jou bedoelings in taal om te sit wat ander mense kan hoor en verstaan, is reeds uitdagend en moeilik, maar die skryf is net deel daarvan. Daar is ook 'n ander stryd. Dit begin wanneer jy die tekkie die teer tref, wanneer jy moet regmaak om te publiseer, wanneer jy moet besluit hoe die voorblad moet lyk, hoe die fonds moet lyk, hoe die spasiering en die bladuitleg moet wees. Wanneer dit nie meer net 'n idee is nie, maar iets wat die lig moet sien. En in hierdie proses lees jy die boek weer oor en oor en oor en oor. En elke keer begin jy twyfel praat in hierdie, of hierdie woord reg is, of hierdie spasiering reg is. Moet ek nie hier meer verduidelik nie, of daar dalk minder? Moet hierdie paragraaf nie uitkom nie? Moet ek nie dalk 'n nuwe paragraaf skryf nie? Maak hierdie dinge sin? En so maalkolk jy nie omdat jy onseker is oor jou boodskap en oor die boek nie, maar omdat jy te veel partykeer omgee. Jy verkoop jou boek, ja, maar dis nie net 'n produk nie. Dis ook iets wat iets van jou hart sê, wat jy op papier sit. En jy wil nie hê mense moet, wanneer hulle die boek koop, teleurgesteld wees nie. Jy wil hê iets in mense moet skuif en hulle moet die boodskap kry. Jy wil hê dalk iemand moet anders dink, anders voel, anders leef en dit moet hulle help. En dis juist daar waar die vrees weer inkruip in 'n mens se lewe. Vrees wat op 'n manier vermom word as perfeksie. En dis toe ek onthou wat 'n baie bekende outeur eendag vir my gesê het. Sy vertel hoe haar uitgewer haar midde in hierdie selfde proses waar ek nou is, net eenvoudig op 'n dag gestop het en halt geroep het. En net vir haar gesê het, genoeg is genoeg. Ons publiseer nou soos dit is. Nie omdat dit perfek is nie, maar omdat dit klaar genoeg was om eerlik te wees en die boodskap oor te dra. En toe begin iets vir my oopgaan, want dis nie net oor boeke nie. Elke dag is ek en jy ook 'n publikasie. Ons publiseer onsself as 'n boek. Met ander woorde, ons keuses, ons reaksies en ons liefde en ons vrees en ons interaksies publiseer ons. En elke dag voel dit vir ons, dis dalk nie genoeg nie, of dis nie reg nie, of ek is nie perfek nie, of ek is nie relevant nie, of my geskiedenis tel teen my, en mense gaan op 'n manier mos nou nie koop wat ek vandag aan hulle gee nie. Maar hier pas my ouma grootjie se wysheid soos 'n sleutel in 'n slot. Partykeer moet 'n mens net publiseer. As jy gaan wag vir die perfekte boek, gaan jy nooit publiseer nie. As jy gaan wag vir die perfekte weergawe van jouself, gaan jy nooit leef nie. Jy gaan nooit kansse en geleenthede aangryp nie. Solank jy glo dat jy met oortuiging optree, met eerlikheid, met 'n oop hart, dan is dit genoeg. En ja, dit beteken ook, jy stel jouself bloot, vir kritiek, vir mense wat na jou lewe kyk en na jou geskiedenis en jou wil kritiseer. Jy stel jouself oop vir nog vrae in mense, vir mense wat dalk nie saamstem met jou nie, of dink dat jy 'n ding dalk op 'n simpel of 'n stupid manier geskryf het. Maar dis ook okay, want niemand is perfek daar buitekant nie. En jy gaan nooit 'n boek publiseer of 'n lewe leef waarmee almal gaan gelukkig wees, of waarvan almal gaan hou nie. En weet jy wat? Dit is ook okay. Want God het jou nie geroep om perfek te wees nie. Hy het jou geroep om getrou te wees aan jouself. Getrou aan die waarheid wat jy dra. Getrou aan die idees wat jy het. Getrou aan die boodskap wat jy het om oor te dra. Getrou aan die lig wat jy dalk sien. Getrou aan die storie wat deur jou geskryf word, wat ander mense dalk vandag nie raak sien nie. So publiseer jou lewe. Nie môre nie, maar vandag. Want as jy jouself moes gemaak het, sou jy nooit klaar gekry het nie. So tot ons weer saam stap, ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Totsiens.